Goeiedag en welkom by die Woord in Diepte. En vandag is ons besig met die laaste studie in hierdie kwartaal. Om 'n egte verhouding met die Here te hê. En ons sluit af met die ewigheid tegemoet. Maar voor ons begin, kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om u woord te open. Ek bid asseblief dat u Heilige Gees sal stuur en dat hy vir ons dit wat in die woord staan duidelik sal maak en ons harte sal oopmaak vir die waarheid. My gebed in naam alleen. Amen. Amen. So sleutelteks vandag kom uit 1 Johannes 3 vers 2 uit. En het sê, geliefdes, nou is ons kinders van God. En het is nog nie openbaar wat ons sal wees nie. Maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees. Omdat ons hom sal sien soos hy is. Uiteindelik, nie deur 'n dowwe speel nie. Wat 'n belofte. Ja, en is ook nie meer lank nie. Dan is daar 'n totale einde tot hierdie groot stryd waarin ons leef. Ja, en dan kan ons die ewigheid sonder sonde. En uiteindelik is dit dan die nuwe realiteit dat ons nie hierdie lang afstand verhouding met die Here het. Jy weet. En dan natuurlik ook die fisiese vervulling van wat God vir ons beplan het. Hy wou nie hê ons moes die kennis van die kwaad hê nie of ken nie. En wat 'n voorreg met 'n nuwe verheerlike liggaam. Ek dink al jou beserings is al jou, ja, ek dink dit is tog. Almal wat sukkel en ons mense wat deur ongelukke is en iets verloor het van hulle liggaam. En die Here gaan alles herstel. En ja, alles wat sonde gebring het, Gaan nie meer daar wees nie. ja, Ja, dit is eintlik ongelooflik. Ek dink ons gaan deur moeilike tye. En ons het in hierdie kwartaal gekyk na 'n klomp verskillende dinge. Maar die hoogtepunt van alles is hierdie een belofte, dat ons sal hom van aangesig tot aangesig sien. Tot daardie dag is ons roeping om te volhard. ja, Dis om die draai, maar ons moet volhard. Met ons oë gefestig op Jesus. ja, so as ons ook kyk na ons hedendaagse leefwêreld, hoe sou mens dit beskryf? Chaos, Absoluut. chaoties. Dit lyk presies soos wat vervul is, of wat voorspel is. Dit is die vervulling van wat voorspel is. En terwille van tyd het ek nogal geworstel. Moet ek Matteus 24 of Lukas 21 of Markus 13 lees? En soos, okay, ek gaan 'n bietjie van alles. So ek het so hier en daar stukkie geknip, maar ek beveel aan, almal lees al die hoofstukke. Markus 13 vers 3. En toe hy, wat Jesus is, gaan sit het op die Olyfberg, reg oor die tempel, vra Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas hom afsonderlik. Anderwoorde, net daai 4 was by hom op hierdie oomblik. Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken wanneer al hierdie dinge volbring word? En Jesus antwoord hulle en begin sê, pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê, dit is ek, en hulle sal baie mense mislei. Maar wanneer julle hoor van oorlog en gerugte van oorlog, hoor dit baie, moet julle nie verskrik word nie, want dit moet kom, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander, en daar sal aardbewings wees op verskillende plekke, en daar sal hongersnode wees, en beroeringe. Hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Sjoe. En ek lees dan in Lukas 21 vers 11. En daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees en hongersnode, pestsiektes, en daar sal verskriklike dinge en groot tekens van die hemel kom. Maar voor al hierdie dinge sal hulle die hande aan julle slaan en julle vervolg en oorlewer in sinagoges en gevangenisse en julle voor konings en goewerneurs bring terwille van my naam. En dit sal vir julle uitloop op 'n getuienis. Neem julle dan in julle harte voor om nie vooraf oor julle verdediging te dink nie. Want ek sal aan julle woorde en wysheid gee wat julle
teestanders nie sal kan teespreek of weerstaan nie. Maar julle sal oorgelewer word, ook deur ouers en broers en bloedverwante en vriende, en hulle sal van julle doodmaak. Dit is verskriklik. En julle sal gehaat wees deur almal ter wille van my naam. En geen haar van julle hoof sal ooit verlore gaan nie. Daar's 'n belofte sommer die Here so insit, né? Dit beteken nie almal gaan dit oorleef, of jy weet, maar dis net die vers voor, dit sê ook dit. En dan sal baie tot struikeling gebring word. Ek lees nou Matteus 24 vers 10. Struikeling gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Maar dis daai belofte, wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Wat, dis 'n mondvol, né? Dit is, maar dit beskryf presies waardeur ons nou gaan, en die bietjie wat nog kom. Dit gaan erger word. Baie erger word. Gaan verby ons gedagte, ons... Dit gaan nog baie goed. Ja, ek Dit bedoel... gaan nog baie goed. Daar is sekere plekke in die wêreld wat Christene weet vervolg word en doodgemaak word vir wat hulle glo. En ons sien dit nie baie op die nuus nie, want dit is nie baie populêr om gewys te word op die nuus nie. Maar dit is daar. Maar ten spyte daarvan gaan dit nog oor die algemeen wêreldwyd, behalwe vir daai paar plekke, gaan dit nog baie goed. Ja, daar's hongersnode en daar is dinge wat, jy weet, maar daar kom nog baie meer as wat op die oomblik gebeur. Ja, lees maar Openbaring daai laaste Ja, hoofstukke. Nee, en ons het selfs nou dis net nie, maar- hierdie gedeelte wat nou hierso staan. En ek dink net, dit is, soos jy hier deurgaan, onmiddellik wat my net tref, is hoe belangrik dit is, dat ons 'n egter verhouding met die Here moet hê. Want dit is wat ons gaan laat staande bly, deur al hierdie dinge wat gaan gebeur. Ek vat die woorde eintlik uit my mond, want dis die punt wat ek wil maak, is dat ons verhouding met ons Skepper is die uitvloeipunt van ons getuienis wat ons gaan moet gee. En dit is ook wat die evangelie gaan oordra op die ouend, is daai dit is die uitvloeipunt, né? So waar lê ons prioriteit dan? Nie om op gefokus te wees van die genade deur van die wêreld nie. Ons persoonlike genade deur kan oor 5 minute as ek nou hier klaar Ja. eindig. Ons weet nie. En dit is nie ons fokus nie. Ons fokus is, terwyl ons asem het ek daardie hegte verhouding met die Here. Want daai is die uitvloeipunt van alles. En Jakobus 4 vers 13 tot 15 lees, kom nou, julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad gaan en daar 1 jaar deurbring en handel drywe en wins maak. Julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie, want hoe danig is julle lewe? Dit is tog maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. In plaas dat julle sê, as die Here wil in ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. So, vir my is daai net in die konteks van die ewigheid. Wat is hierdie kort lewe? Nou, dis aan die een kant. Aan die ander kant is, God is in beheer. Hy weet hierdie dinge gaan kom. Daarom het hy ons gewaarsku. Dit is nie vir hom 'n verrassing nie. Dit behoort ook nie vir ons te wees, want hy het ons gewaarsku. Ja. Die graad tot wat dit kom, gaan dink ek 'n groot verrassing wees vir almal. Ek dink niemand kan hulle indink nie. Maar Maar ek dink ook, jammer ek in die rede val, die disippels kom na Jesus toe, nee, en hulle vra vir hom, jy weet, soos wanneer gaan al hierdie dinge gebeur? En wat is Jesus se heel eerste woorde aan hulle? pas op, Moenie mislei word. Hoekom sal Jesus dit sê? want daar is misleiding. Dit is een van die kernpunte waarteen ons moet So dit is letterlik waarmee Jesus hierdie gedeelte begin, ja, is wees op jou hoede, want misleiding gaan daar wees. En ek dink nie ons besef hoe ernstig dit is nie. Ek dink nie ons besef hoe ernstig misleiding op die oomblik aan die gang is in die wêreld nie. ek dink juis omdat dit fyn is. Die duiwel het al hoeveel duisende jare gehad om dit te beplan. En hy is nie dom nie. Hy is een van die hoogste engele gewees. Die Here het nie sy krag of sy verstand van hom verwyder toe hy val nie.
die Here is genadig in dit, selfs teen sy vyand. En ja, ek dink hy tot 'n mate baie verloor, omdat hy in sonde leef, of sonde eintlik as sy is. Maar ons kan dit nie op ons eie doen nie. Die misleiding is so fyn. Dis nie oogeenlopend nie. As iemand na jou toe kom met 'n bottel gif, gaan jy mos sê, nee, dankie. Of dit gaan nie vir jou 'n probleem wees om dit van die hand af te wys nie. Maar as dit 'n bottel druiwesap is, wat met so 'n klein bietjie, so dit sal 'n ja, probleem. So, ek hoor dit jy sê, en ek dink net dat die hele punt wat ek eintlik hier wil oordra, en ek dink jy het gedeeltelik dit nou genoem, is dat misleiding, niemand van ons kan sê dat ek sal nie mislei word nie. Of dit is vir die mense daar buite, of dit is vir daai tipe mense, of wat ook al dit mag wees. Enige iemand van ons kan mislei word. En dit is hoekom dit so belangrik is dat ons net op een plek die waarheid kan kry. Dat ons net die woord van God kan vat, presies soos wat dit is daar, nie gefilter of deur 'n bril van ons eie opinies en ervarings en wêreldsieninge, of wat ook al dit mag wees, tradisies. Nee, ons moet die woord van God vat en ons moet eerlik en opreg bid elke liewe keer vir ons dit lees, dat die Heilige Gees dit aan ons duidelik sal maak, en dat dit nie ons eie gedagtes sal wees. Ek dink dit 'n baie belangrike punt genoem, dat dit is die Bybel alleen, nie ons gevoelens of ons ervaring of die tradisies van die oues, of selfs van net hoe ons wêreldsiening is, soos wat jy gesê het. Dit is nie die filter waardeur ons die Bybel moet lees nie. Ja, Romeine 8 vers 18 sê, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Mag ons in 'n hegter verhouding met God wandel, soos ons sien dat dinge na 'n punt toe trek. En of ons nou 'n getroue of 'n sukkelende verhouding met die Here het, kan ons almal baat deur Psalm 80 te bid. En vers 4 lees, en hy word eintlik herhaal in die Psalm, maar vers 4 lees, O God, herstel ons, en laat die aangesig skyn, sodat ons verlos kan word. Verlos kan word van wat? Van sonde, van onsself. En wat het sonde gedoen? Chaos gebring. Sonde, skeiding gebring. Ja, skeiding tussen ons en die Here, en dit is die ewigheid. En dit is wat Jesus wil doen, is hy wil haar herstel bring. Ja. Hy wil die sonde verwyder, hy wil ons verlos van sonde, sodat ons eendag van aangesig tot aangesig met hom kan wees. Skeiding nie meer. En dit is in die volgende gedeelte. So, jy het nou deur Matteus 24 gegaan, en Lukas en Markus. Ons sien as oorloë, hongersnood, aardbewings, vervolging. Dis alles wat Jesus voorspel het. Maar daar's 'n dieper waarheid. En dis nie so seer hierdie net die slegte dinge wat gebeur. Jy weet, die hongersnood en die aardbewings en die vervolging en al hierdie dinge nie. Maar dit gaan oor wat is op die einde, wat gebeur na dit. Verstaan nie, daar's iets groter. Dit is die klimaks. Ja, dit is waar dit eintlik gaan. Want ja, dit gaan erg wees, en ja, dit is 'n geweldige klomp dinge, en daar gaan 'n groot tyd van benoudheid wees. So wat is hierdie klimaks? Dis die wederkoms. Nou die Bybel teken vir ons 'n baie spesifieke prent van hierdie wederkoms. En dit gee vir ons baie spesifieke besonderhede van die wederkoms. So kom ons blaai na Openbaring 14 toe. Dink jy dit is nogal belangrik om daardie spesifikasies in ag te neem in die konteks van wat ons nou gelees het van pas op vir misleiding? Ek glo so, ons gaan nou sien. Okay. Openbaring 14 vers 14, en dit sê, en ek het gesien, en kyk, daar was 'n wit wolk, en een soos 'n mens se seun wat op die wolk sit, met 'n goue kroon op sy hoof, en in sy hand 'n skerp sekel. In die volgende teksvers, Matteus 25 vers 31, en dit sê, en wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom, en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy eerlike troon sit. Dan die volgende gedeelte,
Openbaring 1 vers 7. Kyk, hy kom met die wolke, en elke oog sal hom sien. Ook hulle wat hom deursteek het. En al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Dan 1 Tessalonisense 4 vers 16, een van my gunstelinge. Want die Here self sal van die hemel neerdal, met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, en met die geklank van die bassein van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. In Johannes 5 vers 28, moenie julle hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur, wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor. So hier's 'n hele klomp die gedeeltes in die woord, wat vir ons wys na die wederkoms. En baie spesifieke besonderhede vir ons gee, is dat wanneer Jesus terugkom, daar's eintlik 'n teks wat ek uitgelos het, Handelinge, waar die engele vir hulle sê, net soos jy gesien het toe hy opgaan, net so sal hy weer terugkom. En so ons sien dat hy kom in die wolke, kom hy weer terug. Hy kom met 'n goue kroon op sy hoof, skerp sekel. So hy kom as koning, né? Wat is 'n koning? Koning is iemand wat regeer, Ja. En het, maar ook triomfeer, want hy het gewen. Verstaan? Hy is die een wat gesterf het, maar weer opgestaan het. Ja. Dus hy kom as oorwinnaar, maar ook as heerser, as regeerder, maar dan kom hy met 'n sekel. Wat doen mens met 'n sekel? die oes, Hy kom vir die oes. En wat is die oes? sy mense vir wie hy gesterf. Ons is die oes, nee. Hy sit op sy heerlike troon, wat ons sien in Matteus 25. En hy kom, en dan, ons sien, hy kom op die wolke, en wie gaan hom sien? Wie gaan almal hom sien? Almal, Elkeen. ja. Nie net hier en daar, sekere mense nie. Almal gaan hom sien. En dan 'n baie interessante gedeelte, die wat hom deursteek het, die wat hom Ja. gekruisig het. Sjoe, So daar gaan 'n spesifieke opstanding wees vir die wat hom gekruisig het. Sjoe, En dan sien ons in die volgende gedeelte, daar gaan 'n bassein wees, en almal wat in Christus gesterf het, sal opstaan. En dan sê dit, moenie julle hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur, wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor. belofte. Almal sal hom hoor. Dan die volgende gedeelte, Filippense 3 vers 20 en 21, dit sê vir ons, want in ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag, die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Ja, dit bring ons terug na ons hoofteks. Ja? Ja. Ja. Ons sal soos hy wees in ons liggame. En dan, net die vorige hoofstuk in Filippense 2, vers 10 en 11 sê dit, sodat in die naam van Jesus sou buig, elke knie van die wat in die hemel en wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Nou, dis 'n baie mooi gedeelte. Elke knie, elke tong sal bely. Almal sal erken dat Jesus Christus die Here is. Hoekom dink jy dit is hier dat hierdie punt so belangrik is? Want op die oomblik is dit nie so nie. Soos daar is net 'n totale eintlik aanslag op Christus as Here, en hierso sal dit op die einde van sonde, sal selfs die duiwel sê, hy is God. Niemand anders kan wees nie. So, hoekom hierdie vir my so belangrik is, en jy het dit nou ook genoem, as ons nou kyk in die wêreld nou, wat is die grootste misleiding wat daar bestaan op die oomblik? Dis God se karakter. Dis wie God is. En dit lyk, dit is baie erg, want ek sien dit oral in die wêreld daar buite, ek sien dit in kerke, ek sien dit oral waar die prentjie wat mense het van God en wie God is en die karakter van God is verwronge.
Maar as ons deur die Bybel gaan, dan sien ons dis reg deur die geskiedenis, was dit nog altyd die misleiding. En van waar kom het? Ons sien het Lucifer. Dis waar dit alles begin het. Hy het selfs met die engele eintlik Met die engele, ons sien, met Eva. Hy praat met Eva en hy sê vir God wil hê, ja. Het God vir julle gesê, is so en so. Dit is eintlik wil God van julle dinge Iets weerhou. Ja. Daar staan die twyfel wat hy saai oor God se karakter. Dis van die begin af is hier die misleiding oor wie God is. Maar hier kom alles tot op 'n punt waar elkeen sal bely. Elke knie sal buig en elkeen sal bely en sal sien wie God werklik is. En daai elke knie sal buig is soos in, dis 'n totale erkenning van soos in, hoe kan ek dit stel? Soos in, ek dink Lucifer op die ouend sal sê, ek is verkeerd gewees. En dis die omdraaipunt is al lankal verby, maar te erken, ek was verkeerd op die ouend, sal daar wees. Dan wil ek het vers 16 gelees van Intersense 4, ek wil nou vers 17 lees, wat sê, nadat ons gesien het, jy weet Jesus wat kom, daarna sal ons, wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke, dis nou hulle wat opgewek is, weggevoer word die Here tegemoet in die lug, en so sal ons altyd by die Here wees. So, dis baie interessant, die besonderhede wat vir ons gegee word. Dit sê, ons wat lewe, en die wat gesterwe het, En opgestaan het. nee, wat opgewek is, wanneer Jesus kom, nou waar laat dit jou dink? Dit laat jou dink aan Lazarus, wat dood gegaan het, toe Jesus daar kom, en sy susters is soos baie hartseer, en Jesus praat, was dit met Martha, dink ek gewees, nee? Eerste Martha. En hy praat met haar, en sy sê, ja nee, sy weet, want hy sê, sy weet, hy gaan opgewek word, met die wederkoms gaan opgewek, en so, hulle het al geweet, het hulle die informasie gehad, dat wanneer die wederkoms gaan wees, dan gaan die wat gesterf het weer opstaan. So ons het daar die informasie. Maar dan ook 'n baie belangrike punt is dat tegemoet die Here in die lig. Waar gaan ons hom sien? Gaan Jesus op die aarde rondloop wanneer hy kom? Nee, Met die wederkoms? Nee. So ons sien ook klein details wat eintlik so baie spesifieke besonderhede wat baie belangrik is, want dit gaan nou weer heeltemal terug na in Matteus, waar Jesus vir ons waarskuwings gee. Hy sê, pas op, daar gaan vir julle sê, Jesus sê, daar is Jesus die Here, Jesus die Here, maar dit is nie hy nie. Ja, Matteus sê dit nogal meer spesifiek as So daai is baie belangrike punte, want daar gaan hierdie misleidings wees. Daar gaan misleidings wees om te sê, hoe Jesus het hierso verskyn aan mense, en Jesus gaan miskien hierso wees, maar ons weet vir 'n feit dat dit gaan nie Jesus wees nie, want Jesus self sê, dat as hy terugkom, dan gaan hy in die lig wees. Ons gaan hom tegemoet in die lig. En so is ons altyd by die Here wees. Eigenlijk nogal ongelooflik, dat as ons kyk na die Bybel, die Ou Testament nou spesifiek, Henog voor die vloed, is hemel toe, voordat hy dood is. Elia, eintlik eers Moses, né? Moses het gesterf, en ons lees in Judas, dat hy opgewek is en hemel toe is. En dan Elia, wat nie gesterf het nie, en op hemel toe gegaan het. En hier is ons nou in die Nuwe Testament, dit is nou voor die tweede koms, of voor die eerste koms eerder, en nou met die tweede koms, gaan er mense wees wat lewend is, wat nie die dood gesien het nie, en nog mense wees wat opgewek was soos Moses. En wie het vir Jesus op die berg ontmoet? Elia en Moses, die twee wat na die vloed, al twee, daar die ervaring, wil ek amper sê, gehad het. So dat is my net, hierdie klein goedjies is so, wow, die Bybel is net so amazing. Sure. Ja. En as ons nou kyk, hoe verteenwoordig God, of hoe beskryf God vir wie hy kom, as 'n bruid. Jy weet, en laat ons eers gou Openbaring 21 lees, vanaf vers 9. En een van die 7 engele wat die 7 skale gehad het, vol van die 7 laaste pla. Onthou ons is
by die eindtyd, het na my gekom en met my gespreek en gesê, kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die lam. En hy het my in die gees weggevoer op 'n groot en hoë berg en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdal. En dit het die heerlikheid van God gehad, en sy lig was soos 'n baie kosbare steen, soos die kristalhelder jaspissteen. Hier gee die Bybel 'n in beeldsprake visioen van God se kerk, 'n bruid. Ek het nou so 'n paar punte hierso, maar waarom dink jy dalk spesifiek 'n bruid? Nie net 'n vrou nie, maar 'n bruid. Het jy gedagtes? Wil jy ook in die storie vooruitloop? Jy het my gevra. Okay, so ek kom ons altyd met 'n draai. Ai, tog. Asseblief maak dit kort. Wel, eerstens sien ons daar's verhouding. Nee? So egter verhouding. Dis die opskrif vir hierdie kwartaal gewees. Jesus kom, ons sien Johannes dat hy is die skepper. Hy skep die hemel en aarde. En hy skep die mens. Wanneer die mens geskep word, nee, is amper asof ons het nie al die details nie, maar die Bybel is baie duidelik wanneer dit sê, laat ons. Nee, so dit is asof die hele godheid kom om die mens te skep. Nee? En die mens word geskep in God se beeld. Sê, laat ons mens maak in ons beeld. Nee? En wat doen hy? Skep hy net vir Adam. Hy skep vir Adam, maar hy skep ook vir Eva. So, dit is nie net een nie. Dit is meer as een. Dit is eintlik interessant dat die Bybel sê, hy skep man en vrou, in ons beeld man en vrou. Maar hy maak eers die man, gee vir die man werk, en dan kom die vrou. En hoef sy nie te werk nie. Nie heeltemal nie, dis die helper. Ja. So, maar die punt is maar net, so, hy skep man en vrou, verhouding. Verstaan? En dis dieselfde wat ons sien met Jesus wat kom, ons sien, daar's verhouding. So dit is letterlik wat ons sien as die drie enige God wat ons aanbid, is ons sien dat daar is volmaakte liefde wat bestaan, hulle is volmaakte liefde. Verstaan jy? Jesus, nie kan die liefde as jy net een is nie. Verstaan jy? Dan sit En so word die mens geskep na God se beeld. Dit kan nie net een wees nie. Dis meer as een. En dit is waar die familie vandaan kom. Want as jy kyk, soos in selfs net 2 kan 'n baie selfsugtige tipe. Ja, want dit kan, maar as 'n derde ene kom, o my aarde, né? Sjoe, kinders. Maar die hele punt is dat dit is waar daar selflose liefde bestaan. Is in die drie eenheid. Dit is amazing hoe die Here letterlik die gesin is in God se beeld geskep. Maar in elk geval, ek gaan jou nou kort knip want ek weet jy het nog baie om te sê, maar in profeseëse kerk of God se volk is 'n vrou uitgebeeld. En nou nie in alle kulture of selfs deur al die eeue is die trourok wit gewees nie, maar in Openbaring 19 vers 8 sê, veral nou spesifiek in die Engels, sê dit spesifiek wit, ek gaan in die Engels lees, and to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints. Okay, so die klere, trourok, wit, bruid, hè? Dit is ook die begin van 'n nuwe lewe vir haar en haar man. Die wederkoms. Dis, ek bedoel, huwelik is iets niet anders, want dis nou 'n hele ander dinamiek. En hierso het ons sonder sonde 'n hele nuwe realiteit. Ja, en 'n bruid is mooi, en almal is altyd geïnteresseerd om te sien hoe sy lyk op haar troudag. En baie keer nie soveel gepla oor die man nie. Alhoewel, die fotograaf wat goed is, sal die man dophou, as hy vir die eerste keer sien. So, ook, daar word voorbereiding getref vir 'n troudag. Nou, dit is nou seker nie in elke situasie nie, maar die meerderheid, okay, is daar voorbereiding. In Openbaring 19 vers 7 sê, laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak.
Daar's 'n voorbereiding wat in ons ook moet plaasvind as die volk van God. Kyk na Matteus 25 vers 1 tot 13. Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde, wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom tegemoet. Dis 'n baie lang deel. Die punt wat ek hierso wil lees, daar by vers 10. En onderwyl hulle gaan gekoop het, want dit was mos daai olie wat te min was by die 5 maagde. Die ander 5 maagde het genoeg gehad, extra gehad. Wie het geslaap? Almal. Almal het geslaap, maar toe hulle wakker word, is hulle voorbereid. En die ander nie, en hulle het gaan koop, en toe hulle terugkom, toe is dit te laat. Oor die algemeen trek ons nie sommer net jeans en takkies, né? Vir 'n troue nie. Jy trek jou fancy klere aan, né? Oor die algemeen, ek sê mos, soos deesdae is daar mense, maar daar's 'n spesiale kleed. Matteus 22 vertel nou nog 'n verhaal. Toe daai was nou 25. 22 vertel van hoe daar genooides van 'n koning se seun se troue na die bruilof nie waardig was om te kom nie. En toe was daar slegtes sowel as goeies van die straat af somme ingenooi. Maar die koning het vir hulle klere voorsien. En die wat nie daar die bruilofskleed aangehad het nie, was uitgegooi in donkerte. So, daar is voorbereiding wat gedoen moet word, en daar's 'n spesiale kleed, wat eintlik al dieselfde konsep is as jy die twee merge. Want Openbaring 19 vers 8 sê dat dit ons klere drag, in hierdie konteks, het te doen met ons dade, het te doen met ons geregtigheid. En ons het nie van ons eie nie, dis Christus se geregtigheid wat hy vir ons gee. Dis ook om daai kleed wat vir ons gegee word, skus. Ja, dis vir my ook baie belangrik dat ons kyk na die olie. Want hierso het almal het van hulle het olie gehad. Ja. Maar net 5 het genoeg olie gehad. En ons weet, ons gaan nou nie hele studie doen hieroor nie, want ons het nie die tyd daarvoor nie, die tyd hardloop uit. Maar ons weet dat die olie verteenwoordig die Heilige Gees. Hoe belangrik is die Heilige Gees in ons lewe? Dat ons die Heilige Gees moet hê. Want wat doen die olie? Die olie wat hulle het, is vir die lampe wat hulle het. Wat doen 'n lamp? Skyn. Daar's lig. As jy nie 'n liggie kan... Dis duisternis. Ja. Ons leef in 'n tyd van duisternis. En as ons nie lig het, sodat ons kan sien waarheen ons op pad is, Dan gaan ons struikel. dan gaan ons rond tasse. Ja, ons gaan nie weet waar ons is nie. Ons gaan nie weet wat die regte weg is om te vat nie. Ons het lig nodig. Maar om daai lig te hê, het ons die Heilige Gees nodig. Verstaan, dis die Heilige Gees wat vir ons die leiding, wat vir ons wys, wat vir ons, soos wat Jesus self sê, wat ons die volle waarheid lei, né? So, dit is baie, baie krities. En vir my is dit net, as ons kyk na die 5 dwaase maagde, daar was 'n tyd dat hulle die Heilige Gees gehad het. Maar dan kom maar 'n tyd waar hulle nie meer die Heilige Gees het nie. En hoe belangrik is dit dat ons op ons pas op ons moet wees. Dat ons altyd die Heilige Gees in ons het. Weet jy, dis 'n baie belangrike punt. Want soos wat jy nou nog gesê het, dat die Heilige Gees is die Gees van die waarheid. Maar hy is ook die enigste een wat beskryf word om ons van sonde, ons sonde van onsself vir ons bekend te maak, as die Heilige Gees se werk. So, ons kan nie sonder hom nie. Ja. Johannes 14 sê vir ons, terug nou na die voorbereiding, dat Jesus self ook voorbereiding doen. Vers 1, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Daar's daai belofte. En dan 1 Korintiërs 2 vers 9 sê, maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien
en die oor nie gehoor en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom liefhet. Kolossense 3 vers 1 en 2 sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo, waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Laat ons fokus nie op die tydelike wees nie, maar dat ons voorbereiding vooruit is, soos die wyse maagde, dat ons voorbereid sal wees vir die tyd waar dit moeilik gaan wees om olie te kan kry. En wat het die wyse maagde gedoen? Hulle het die lam gevolg. Dis nou ons volgende gedeelte. En die Bybel gee vir ons hierdie twee beelde, né? 'n bruid wat voorberei word, 'n lam wat vooruit gaan. En beide beelde fokus op een ding, en dit is verhouding. Dit gaan nie net oor, hey, ons gaan hemel toe, dit gaan nie net oor 'n plek nie. Dit gaan oor die verhouding wat ons het met die een wat wel daar is. Dis soos wat hulle sê, dis nie wat jy doen of wat jy ken nie, maar wie jy ken. Ja. Nou, is 'n baie mooi gedeelte in die groot stryd wat sê, die beloning wat op die regverdiges wag, kan nie in mensetaal beskryf word nie. Dit is iets wat self aanskou moet word. Die heerlikheid van die paradys wat God voorberei het, is ver bo in ons beperkte verstand. Dit kan nie begryp word nie. En jy het my teksvers gelees. En hierdie is die tweede teksvers wat ek as kind ooit gememoriseer het. Okay. My heel eerste teksvers was Psalm 50 vers 15. En ek kan hom nog onthou. As ek het reg het, is dit roep my aan die tyd van benoudheid. En ek kan nie verder onthou nie. Ek sal jou nie eens kan check nie. Maar ek was soos 5 jaar oud of iets. Sjoe. En hier is die tweede een. Dis so amazing. Wat die oog nie gesien het, niks wat ons kan sien op hierdie oomblik, kan ons voorberei van hoe dit gaan wees nie. Wat die ore nie gehoor, en wat die hart van mense nie op, ons kan nie eers ons indink hoe dit gaan wees nie. Weet jy, ek het al gedink nou, gaan ons dalk soos klank kan sien, of kleure kan hoor, of ek dink kleure altyd, kan ruik, wat is dit? Ek het altyd gedink, omdat musiek so 'n groot deel is van my lewe, het ek altyd gedink, daar gaan letterlik musiekinstrumente wees, wat ons nie eers kan dink. Verstaan jy, ons kan nie eers onsself, maar vir my is dit, as jy 'n klavier vat, nee, soos almal weet van 'n klavier, almal weet klavier bestaan, ons almal het al klavier gesien, maar 'n klavier is eintlik 'n ongelooflike instrument. Weet jy, dit is baie kompleks. As jy vat 'n snaarinstrument. Ja, dis 'n snaar, maar jy weet wat ek sê, want die manier hoe dit werk en alles is soos, en dan die klank wat jy uit dit uitkry, dis eintlik ongelooflik. Ja, nee. En die verskeidenheid van tipe klanke wat jy kan kry met een. So vir my is dit net soos 'n klavier is eintlik 'n ongelooflike instrument, né? Maar dink ons leef nou al vir sê maar 6000 jaar op die aarde, né? En ons kan opkom met so iets. Dink net God wat musiek geskep het. Hy is die, jy weet wat ek sê, en dan wat van ontelbare wat bestaan nie. Maar in elk geval, ons gaan nie ek is jammer. Die punt is maar net, ons kan jouself indink wat vir ons wag nie. Nou, jy het hierdie genoem, en die vraag is dat, hoekom dink jy gebruik die Bybel, jy's 'n bruid, die beeld van 'n bruid, om dit beskryf. Maar ek wil nou 'n bietjie vinnig kyk na, maar kom ons kyk gou vinnig Kolossense 3 vers 2, jy het dit gelees, jy steel my teksverse. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. So ons sien in 1 Korintiërs 2 vers 9, dat ons kan nie onsself indink wat daarbo is nie, maar waar moet ons gedagtes wees? Is dit moet wees, daar waar ons hart is. Nee? En nie waar hierdie donker, hoe meer mens die negatief indrink, hoe meer word mens negatief, hoe meer is dit wat uitvloei. Ons moet onsself vul met wat goed is. Miskien moet ons onthou dat ons is ambassadeurs. En dat ons nie so gewoond raak in die land waar ons bly
en so deel word van die land, dat ons nie meer die fokuspunt het van, hey, ek is eintlik ambassadeur vir 'n ander land. En dat ons hart is eintlik daar en nie hier nie. En ek dink, deel van die punt wat ek hier wil maak, en ek dink jy het dit genoem heel in die begin, toe ons nou begin het vandag, is die verhouding wat ons nou het, is hierdie ver afstand verhouding. Ja, die Here is met ons, en hy's genadig, maar daar is nie daai aangesig van aangesig wat gaan in die toekoms gaan wees nie. Het jy al ooit ver afstand verhouding gehad? Ons het of En onthou jy dat ons vir mekaar geskryf het? Ek onthou dit baie goed. Okay. So dan is dit soos letterlik, jy weet, daar gaan 'n week verby en dan kom daar 'n brief. Ja, of mense 2 weke moet verby. wag. Jy weet, jy moet wag. Ons het eintlik briefies geskryf, ons het nie net Ja, ons het ge-WhatsApp letterlik en goeders, gepos. Ja. Daai het WhatsApp nie bestaan nie. Maar nou was mix it. Was mix it, ja. Maar dit moeilik gekos, maar in elk geval. Kom ons gaan nie nou daarin nie, maar die punt is maar net dat dit het tyd gevat, maar dis soos, ek kon nou die een dag toe ek aangekom het met die bus, onthou jy dit? Jy het my soos bespring. Ja. Die punt is maar net dat jy's opgewonde om die persoon te sien, jy kan nie wag nie, verstaan? So, het ons dit in ons, met die verhouding wat ons met Christus het? Want dit is, ons kan nie wag nie, verstaan? Dit is soos, dit is al waar jy kan dink, dit is al waar jy kan praat, en as dit nie geval is nie, dan moet ons bietjie onsself regryk, en ons moet besef, hey, luister hier so, miskien is daar iets wat ek moet verander in my lewe, dat daardie verhouding wat ek het met God, dat dit kan terugkom soos wat dit eintlik moet wees. Daai eerste liefde, dis waarvan dit praat, né? Hier is 3 teksverse wat ek graag nou wil deel, en die eerste een kom uit Jesaja 25 vers 8, en het sê, hy sal die dood vir ewig vernietig. Dis mooi. En die Here sal die trane van alle aangesigte afvee. Wat 'n belofte is dit nie? En hy sal die smaad van sy volk van die hele aarde af wegneem. Want die Here het dit gespreek. Jy weet, die Ou Testament is sulke juwele. Partykeer mis ons dit, ons soek vir hierdie tipe goeders in die Nuwe Testament, maar dis ook in die Ou Testament. Daai beloftes was vir die volk van Israel ook gegee. Nou, jy het my nou dat dink, ons was by begrafnis hierdie week gewees, en by die begrafnis het ons vriendin 'n paar woorde gespreek, is haar ma wat oorlede is, en sy het spesifiek gepraat oor die dood. Hy het gesê dat die dood is nie normaal nie. Niemand is soos, die dood is 'n goeie ding nie. Niemand dink dat, dood is lekker nie. Dit is nie normaal nie. Dit gaan teen die natuur. Dit gaan teen, dit is nie normaal nie. Net so sonde nie normaal nie. Verstaan, dit wat ingekom het deur die vyand, is nie normaal nie. Dit is nie wat moes gewees het nie. Dit was nooit God se plan nie. Hierdie is God se plan. Hy sal die dood vir ewig vernietig. Die dood sal nooit meer wees nie. Wat 'n belofte is dit nie? En daar's 'n ander vers in die Ou Testament wat sê sonde sal nie 'n tweede keer kom nie. Dan die volgende teks, Openbaring 7 vers 17, want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wy en hulle na lewende waterfonteine lei. En God sal alle trane van hulle oë afvee. Amen. Openbaring 21 vers 4. En God sal al die trane van hulle oë afvee. En daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Die belofte wat God vir ons gee, God sal die trane van alle aangesigte afvee. Weet jy hoe persoonlik is dit? Dit is nie net van Jesus vir jou tisje nie, dit is, as jy jou dogtertjie sien, letterlik huil oor iets, hartseer of seer gekry of wat ek al, daai aanraking om die traan af te vee, wat hulle self te verstrooid is op daai oomblik om dit self af te vee. Dis baie intiem, die Here is by ons, wanneer ons dit doen, né? Daai laaste afskeid en afsluiting.
En hy laat toe. Ja, Hy laat toe dat daar die laaste keer gehuil word. ja. Want dat dit daar is hartseer. Daar gaan closure, as die woord Daar gaan is. trane wees, want daar gaan dinge wees, byvoorbeeld, daar gaan miskien mense wees wat naby ons is, wat nie daar gaan wees nie. Wat dit ook al mag wees, die trane wat gestort gaan word. Maar dan gaan God dit afwee, en hy gaan dit wegvat. En daar gaan nie meer daai seer wees nie. Geen dood, geen hartseer, die geween en pyn sal daar nie meer wees nie. Hy sal bly wees verloon. Die lam sal ons na die waterfonteine van die lewe lei. Nou hierdie is nie net, Daar ben ek ekskuus aan die vrou, die Samaritaanse vrou. ja, Die lewende water. Né? nou hierdie belofte is, wat ons nou hier gesien het, dit is nie die kraak en abstrakte vertroosting van God nie. Dit is baie spesifiek. En 'n spesifieke antwoorde op elke persoon se baie spesifieke lyding wat daardie persoon deurgegaan het, en die gevoel wat hulle het. Dis individueel wat die Here, ja, daai intimiteit. Elke traan wat ooit geween is, elke verlies, soos dit wat ons gekyk het 2 weke terug, wat ons bespreek het, oor die terugslag, en al die dinge wat ons al ooit deurgegaan het, alles gaan tot op 'n punt kom. Daar gaan 'n einde kom. En dit gaan die laaste einde wees. En dan is dit die begin, en dan is die ewigheid. Ha? Openbaring 5 vers 12. En met 'n groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. Johannes die Doper het Jesus eers as die lam van God bekend gestel. Ons sien dit in Johannes 1 vers 35 tot 37. Die disippels het hom gevolg. In Openbaring 14 vers 4 sê die verlostes, volg die lam waar hy ook al gaan. Nou, ons sien hier die patroon wat hier is. En dit begin nie in die hemel nie, dit begin hier op aarde. Dit begin nou. Begin vandag, moet ek 'n keuse maak om die lam van God te volg, want hy is waardig. Hy is die een wat sy lewe vir my gegee het. En dan sien ons ook in Openbaring 22 vers 4, dat sy naam op ons voorhofte moet wees. So, Nou wat is die betekenis van dit? dat ons gedagtes volgens hom gerig is, volgens sy karakter. Ons sien dat daar gaan 'n sealing wees, O ja, né? daai. Dat ons sal verseël word. Maar dit moet nou al begin, dit moet nou al begin Dis in ons daai lewe. voorbereiding waarvan Ja, ons gepraat het. dit moet nou al deel van my lewe wees, dat, net soos wat ons vroeër gelees het, Kolossense, dat my gedagtes moet Hemelswaarts. hemelswaarts wees. Dit is waar my gedagtes moet wees, dit is waar my fokus moet, dit is waar ons moet dink. En baie keer as ons nou kyk in vandag se lewe, en ek weet ons het dit al baie genoem, maar dit is 'n gejaag. En ons is heeltyd besig. En dit voel asof dit 'n oneindige, dat daar geen einde kom van hoe die besigheid. Ja, dit is net, Daar's net soos daar's nooit 'n heeltyd punt waar dit ja. eintlik stiller gaan word, dit word net erger. en dis nie noodwendig verkeerd om besig te wees nie. Maar is ons miskien so besig dat ons gedagtes nie kan wees waar dit eintlik moet wees nie. Dat ons onsself so besig hou, al is dit met werk en miskien selfs met goeie dinge, wat ook al mag wees, dat ons nie ons daggedagtes kan rig waar dit moet wees nie. Maar nee, ons wil werklik vir die Here 'n persoonlike uitnodiging gee om te kom. Kom, Here Jesus. Matteus 11 vers 28 vers 30 sê hy vir ons daardie uitnodiging. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Jy het nou net gepraat van, dis te besig ons lewens. Die Here gee vir ons rus. Ons moet na hom toe gaan. Hy nooi ons. Hy gaan nie die deur afbreek nie. Hy klop. Jesaja 55 vers 1 tot 3. Dit nooi ons om te koop, al het ons niks waarmee ons eintlik kan handel ruil nie.
O almal wat dors het, kom na die waters. En wie geen geld het nie, kom, koop en eet. Ja, kom. Koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk. Jy weet, die wyn is op wonde gegooi om te genees. En die melk is die mees geconcentreerde voeding wat jy kan kry. Het jy al gesien 'n groeie baba? Laat dit julle nie ook aan Openbaring 3 vers 18 dink nie. Ek raai jou aan om van my te koop, goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word en wit klere, hier kom daai wit klere weer, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Hier kan ons koop, want dit het duur gekos, maar ons betaal nie self die prys nie. Dis sê Jesaja, sonder geld kan ons by die Here gaan koop. So wat koop ons? Dis daardie klere wat die Here vir ons aanbied, né? Salf. Sy salf, genesing. En die vuur wat gelouter is, ons kan karakter, ja, die goud, koop goud wat deur vuur gelouter is. Dis karakter. Ja. Hè? Ja. En hoe doen ons dit prakties? Kom. Ons vra. Ons praat met die Here. Tree in verhouding in. Openbaring 22 vers 17 sê ook, dis verniet. En die Gees en die bruid sê, kom. En laat hom wat hoor sê, kom. En laat hom wat dors het, kom. En laat hom wat wil, die water van die lewe neem. Die water van die lewe neem, verniet. Is ons gereed vir die einde, die laaste paar, wat Matteus is gesê, as ons volhard tot die einde, sal ons gered word. Maar dis 'n volharding, het gaan nie maklik wees nie. Maar Filippense 4 vers 13, ons is tot alles in staat, deur Christus wat ons krag gee. Dit is nie op onsself nie. Ons hoef dit nie alleen te dra nie. Die Here sê, kom, rus, kom, drink, kom, eet, kom, wees geklee, kom, kry die karakter. Uitnodiging. Heeltyd, hy nooi ons uit, en ons moet sê, ja Here, kom. Openbaring 22, vers 20. Hy wat dit getuig sê, ja, ek kom gou, sê Jesus, né? Amen. Ja, kom Here Jesus. Ons moet dit in ons harte hê, dat ons hom nooi. So wat is gou? Jy kan nie wag nie. Ek hou van die bewoording, né? So gou as wat ons laaste asem uitblaas. Van die volgende gewaarwording is dat ons by die wederkoms van Christus uit die dood ontwaak. En die lewe gaan so gou verby. Nie die helfte van hierdie jaar is al verby. Ek het as kind vir die heel eerste keer die besef van die toestand van die dood, verstaan, toe my oupa oorlede is en ek soos, jy weet, hy gaan Jesus sien kom, dieselfde tyd as ek. En dit was my die heel eerste keer die besef van, jy weet, hy slaap. En dit is hoe vinnig dit gaan wees. Hierdie stukkie genade tyd wat ons nou het, om ons 'n hegter verhouding met die Here te vorm, daai voorbereiding te tref, sodat ons werklik die olie het wat ons moet by mekaar hou en voorberei. Hierdie tydjie gaan baie vinnig verby. Een laaste versie. Ons moet nie moeg raak vir hierdie wag nie, want die opdrag is om voluit uit te leef. En terwyl ons wag, Lukas 19:13, die engel sê vir my so mooi, occupy till I come. Ons moet nie ledig net sit en wag nie. En daarna kan ons die ewigheid met ons Skepper se fisiese teenwoordigheid terbring. En op dit baie mooi gedeelte wat sê, die godsdienst van Christus ontvang ons alleenlik deur die woord van God, as die brood van die lewe te eet. Daarsonder is toegang tot die Godstad verbode. As ons slegs aardse kos geëet en 'n smaak vir wêreldse dinge ontwikkel het,
sal ons nie eendag gereed vir die hemel wees nie. Na die geregtigheid van Christus moet ons eerder honger en dors. Deur die transformerende invloed van sy genade moet ons gevorm en herskep word, sodat ons geskik is om saam met die engele deel van die hemelse gemeenskap te wees. Jy sien, soos wat jy nou baie mooi hier vir ons gedeel het, dat daar's 'n uitnodiging. Jesus nooi ons uit, oor en oor en oor. Reg deur die woord sien ons net een uitnodiging na die volgende uitnodiging, na die volgende uitnodiging. En dit is my baie hartseer wanneer mense praat van die wegraping, die geheime wegraping, en dat daar vir 'n sekere groep mense is wat weggeraap gaan word, en dan gaan daar 'n tweede kans wees vir die wat oorbly. Dis 'n vals hoop. Maar nie dit nie, dit is soos, wat 'n prentjie het jy van God? Soos, hoe verstaan jy wie God is? Want ons het elke dag miljoene kanse, ons het ontelbare kanse. Elke oomblik is Elke oomblik is 'n kans, en hoe is daar nou 'n tweede kans? Jy hoor wat ek sê? Dis daar ons ontelbare hoeveelheid kanse. nou. En die prentjie wat daar geskep word, is dat na die geheime wegraping, dan, jy weet, dan gaan die wat op die aarde bly, gaan dan die aarde herbou en mooi maak, en amper vernuwe maak en so voort. Maar dis nie die prentjie wat ons in die Bybel kry nie. En dit is hoekom dit so belangrik is dat ons die Bybel lees soos wat hy daar staan. En dit sê baie duidelik dat Christus kom, ons toe kom haal. Ons het gesien dat die baie spesifieke besonderhede wat vir ons gegee is, die manier hoe die wederkoms gaan wees. Almal gaan hom hoor, almal gaan bewus wees daarvan. Die wat in hom gesterf is, gaan eerste opstaan. Ons het gesien, daar's 'n baie spesifieke spesiale opwekking vir die wat hom gekruisig het. Hulle gaan hom ook sien kom. En hy gaan kom as koning, as oorwinnaar, as heerser. Hulle het hom gespot. En hulle gaan hom erken. Sjoe. Nee? So ons sien hierdie prentjie. En dan gaan die wat in hom gesterf het en die wat lewe saam opgevat word in die lig in en hom tegemoet. So Jesus gaan nie af aarde toe kom. So ons sien al hierdie verskillende besonderhede. En ons het nie nou tyd om nog verder dieper te gaan nie. Maar ons weet, as ons nou in Openbaring gaan lees, dan sien ons nou, maar daar's 1000 jaar. Daar's 1000 jaar wat ons, my pa sê altyd vakansie gaan hê. Ons het vir 6000 jaar gewerk, en dan gaan ons die sewende 1000 jaar gaan ons, jy weet, in die hemel wees. Dink ons gaan Maar dan is daar, op die einde daarvan, sien ons, ons is nie net vir ewig in die hemel nie. Maar dan kom ons terug aarde toe. Dit sê baie dat die nuwe Jerusalem gaan neerdal op die aarde. Dis hoekom En God gaan letterlik sy koninkryk vestig op die aarde in die toekoms. Kan jy dit glo? En dan gaan hy, nie ons as mens nie, maar God gaan die hele aarde herskep. Ons gaan die skepping En sien. ons gaan dit kan sien. Wow. Nie Ons eens gaan alle meter te sien nie. Ja, ons gaan letterlik sien hoe God die nuwe aarde gaan skep. Wow. So dis nie ons as mense wat gaan rondloop met ons grawe en gaan mooi maak en nee, Herstel nie, ja. God gaan die herstelwerk doen en ons gaan dit kan ervaar, ons gaan dit kan sien. Hoe ongelooflik is dit nie? Sjoe. Jy sien, die punt is eenvoudig, maar is ook diep. Die voorbereiding vir die hemel gebeur nie op die dag wanneer Jesus kom nie. Het gebeur nou. Elke liewe dag, die woord, die brood van die lewe, die hongerte wat ons daarvoor het. Die hongerte wat ons vir Christus het, want is sy geregtigheid wat ons moet honger en nie die dinge van die wêreld nie. Ons het deur hierdie kwartaal gekyk na 'n hele klomp verskillende punte. Ons het gekyk na gebed. Ons het gekyk na geloof. Ons het gekyk na die wet. Ons het gekyk wat is sonde. Ons het gekyk na die evangelie. Ons het gekyk na berou en vergifnis. Ons het gekyk na terugslag. Ons het selfs gekyk na die getuienis.
As jy kyk na al die verskillende punte en alles is instrumente om een ding te bewerkstellig. En dit is om hierdie hegte, lewende verhouding met God te kan hê. So kom ons onthou hierdie. Kom ons maak dit deel van ons lewe. Kom ons maak dit prakties elke liewe dag van ons lewe. Want dit is wat saak maak. Dit is wat vir ons ware hoop gaan gee. Dit is wat ons lewe ware vervulling gaan gee. Ek wil afsluit met Openbaring 22 vers 20. Jy het dit gelees, maar kom ons lees dit weer. Dit sê, hy wat dit getuig, sê ja, ek kom gou. Amen. Ja, kom, Here Jesus. Amen. Hemelse Vader, wat 'n voorreg om u woord te bestudeer en te sien dat u gou gaan kom. Here, ons sien hierdie wonderlike beloftes van 'n nuwe hemel, nuwe aarde. Ons sien hoe u ons voorberei, ons waarsku. En Here, hoe u vir ons uitnooi om te kom. Here, werk in ons, help ons om die werk klaar te maak op aarde, Here, want ons wil huis toe gaan. Help ons om die ware ambassadeurs te wees wat u wil hê ons moet wees, dat almal wat in aanraking met ons kom, u sal sien, Here, dat hulle aangetrokke sal wees tot u, dat hulle u vir hulle self sal soek en vind. Hemelse Vader, en ons sê net dankie vir hierdie uitnodiging. Kom, Here,